Professor Emerentia Du Plessis. Ons het weer die voorreg om te gesels met Professor Emerentia Du Plessis, sy is van die Noordwes Universiteit. Sy praat met ons oor deernisvolle teenwoordigheid. Ons praat vandag oor respek deur verhouding. Hoekom wil jy respek deur verhouding beklemtoon? Ek wil sommer 'n storie deel oor ons reis met deernisvolle teenwoordigheid en dan gaan ek eindig met hoe kom ons by respek deur verhouding. 'n Paar jaar gelede het ons besluit ons wil graag by verpleegkundiges gaan hoor en navorsing doen en hoor wat sien hulle as deernisvolle teenwoordigheid. Ons het nou in al die boeke geleer en van internasionale mense geleer oor wat is hulle siening van deernisvolle teenwoordigheid, maar ons wil graag vir Suid-Afrikaanse verpleegsters vra, wat dink hulle, hoe sien hulle dit? Want ons wil graag hierdie deernisvolle teenwoordigheid bevorder, maar voor ons dit kan doen, moet ons eers verstaan, word dit gebruik in verpleegkunde in ons land, in ons kontry, en daarom het ons gevra vir die universiteit om vir ons na die verste hoeke van ons provinsie te stuur, sodat ons daar kan gaan vra. Want daardie verpleegkundiges wat in landelike gebiede werk, het baie min hulpbronne en hulle moet regtig staat maak op hulle eie sterkpunte, hulle eie mens wees om te kan goed verpleeg. Die universiteit het gehoor en gesê reg, stuur julle na Taung en Vryburg en Ganyesa. Nou, miskien weet party van die luisteraars watter diep landelike gebiede is hierdie. Daar loop vee in die strate en dis sommer alles lekkere plaasatmosfeer en daar's regtig nie groot winkels nie, dis sommer net hier en daar 'n Shebeen, hier en daar in 'n supermark en dis regtig baie landelik. En ons het dit eintlik so geniet om daar te gaan kuier en vir die verpleegsters te vra. En ons was ook aangenaam verras, die hospitale daar was regtig van goeie gehalte, mooi hospitale, goed versorg. En daar's min personeel en daar's bitter baie pasiënte wat op beslag opgeneem word, maar die verpleegsters was regtig so vriendelik en gasvry en positief geweest. Ons het dit so geniet om daar te gaan kuier. En toe het ons vir hulle gevra, wat dink julle is teenwoordigheid en hoe sien julle dit in julle elke dag se praktyk? En uit dit wat hulle vir ons vertel het ons die geheel beeld kon ons verdeel in 5 temas. En elkeen van hierdie 5 temas kon ons 'n akroniem van maak. So dit is in Engels, die akroniem is DREAM, soos 'n droom. En ons kon sê dat hulle droom vir verpleegkunde is hierdie teenwoordigheid. So die D staan vir dedication, dat hulle gesê het, hulle doen regtig die beste wat hulle kan doen. Met min hulpbronne en in 'n moeilike omstandighede is hulle toegewyd en hulle doen die beste wat hulle kan. Die tweede een is R, en dit is waarby ons wil uitkom vandag, is respect through relationship. Dat hulle regtig die pasiënte respekteer deur 'n verhouding met hulle te bou, deur uit te vind wie is hierdie pasiënt en wat is vir hulle belangrik. Die E van DREAM is environment en education. So hulle het vir ons vertel, as hulle omgewing positief is, as hulle goeie ondersteuning van hulle bestuur het, en as hulle veilig voel, dan kan hulle meer teenwoordig wees. En ook die education is dat hulle sê, hulle gee voorligting vir die pasiënte, om te sê, dit is wat jy kan verwag in die hospitaal, dit is wat volgende gaan gebeur. Die pasiënte voel dan baie veilig, en hulle is seker oor wat om te verwag. Die A van DREAM staan vir Art of Nursing. Met ander woorde, daai 6de sintuig of daai stemmetjie wat vir jou sê, hoor hier,
gaan kyk bietjie wat gaan aan in hierdie kamer by hierdie pasiënt. Gaan kyk net hoe lyk hulle bloeddruk nou. En so dit is daai 6de sintuig van 'n verpleegkundige om net gou te gaan inloer en kyk hoe gaan dit en dan die bloeddruk te neem en sien hier is 'n probleem, ons moet dadelik optree. Ons het al baie stories gehoor van verpleegkundiges wat net so op 'n 6de sintuig gereageer het. So dit is die kuns van verpleegkunde, the art of nursing waarvan ons praat. Die A staan ook vir advocacy of voorspraak. Ons kan teenwoordig wees deur voorspraak te doen vir ons pasiënte, deur in die bres te tree vir hulle en sê, dokter, hierdie pasiënt het regtig nou hulp nodig, kom asseblief nou dadelik. En die ander A is attitude, dat ons met die beste moontlike houding kan verpleeg, dat ons regtig, al gaan dit moeilik, en al is dit dalk 'n slegte dag, maar dat ons regtig ons bes doen om 'n positiewe houding te hê. En dan die M van dream staan vir motivation. En dit bring ons by die punt van om teenwoordig te kan wees, moet ons gemotiveerd wees, of ons moet 'n gereedheid hê. En daarom is selfsorg so belangrik, dat ons vir onsself oppas en ons batterye laai. Maar so dan wil ek nou vandag stil staan by die R, die respek deur verhouding, die R van droom. En ek dink ons kan almal daaroor dink, nie net verpleegsters nie. So in alle fasette van ons lewe kan ons dink oor hoe wys ek respek en wat is die ingangspunt of die invalshoek van hoe kan ek respekvol wees deur verhouding. Die groot pluspunt is as ek 'n verhouding met iemand bou, dan verstaan ek hulle kant van die saak. Ek kan vanuit hulle perspektief kyk na die saak en dan help dit my om meer respek vir hulle te hê. As 'n mens net dink aan die moeilike sake in ons gemeenskap, dit waarmee ons almal sukkel, die slaggate in die paaie en die diens wat nie so goed is nie en die veiligheid van die omgewing, maar as ek regtig verhouding bou met die diensverskaffers, dan kan ek begin verstaan, hulle doen regtig eintlik die beste wat hulle kan doen in hulle omstandighede, en ek kan respek hê vir dit wat hulle probeer doen, en dit wat hulle wel reg kan. Ek dink dit is die geheim van respek deur verhouding. Goed, jy weet, Emerentia, die respek, elke keer as ek daaroor dink, of ek wil, kom ons sê maar ek wil, ander mense moet my respekteer. Jy weet, dis respek. Maar ja, ek besef eintlik, die kuns van respek is om te begin by my en sê ek moet ander mense respekteer. En dan sal daar dinge gebeur of sal deure oopmaak en sal verhoudings tot stand kom. Dan sal hierdie dream se akroniem werk vir my. As ek begin respekvol optree, dink jy nie ons is in die probleem dat ons sê, ja maar jy's 'n verpleegkundige en al is jy nou professor, jy bly nog steeds 'n verpleegkundige, so jy moet my respekteer nie. In plek van om te sê, maar wat kan ek en waar kan ek iemand anders 'n geleentheid kry om te wys dat ek ander mense respekteer? Dan gaan ons daarom in 'n baie lekker, gerieflike wêreld leef. Dis verseker so, en ek dink dit is waar rolmodellering inkom. As ek as 'n rolmodel optree van hoe om ander mense te respekteer, dan gaan ek outomaties gerespekteer word. Ek gaan bekend wees as iemand wat respekvol optree teenoor ander, wat mense se grense respekteer, wat mense se opinies respekteer, al gee ek nog steeds my eie opinie, as ek luister, as ek 'n voorbeeld is van iemand wat respekvol optree, dan is dit so dat ek gerespekteer gaan word, omdat mense voel ek luister na hulle. Dit bring ons dalk dan nou by, as ons kyk na die R, kan ons dalk dan daai rolmodel R bysit by die dream, dat dit regtig 'n verskil maak, as ek dink aan my dosente, aan mense in die gemeenskap wat ek respekteer, is almal wat optree met respek teenoor ander, en hulle lewer 'n positiewe bydrae, en ons kan hulle voorbeeld volg in die gemeenskap. 'n Mens wil tog so graag hê dat dinge aan jou reg moet, jy weet, bewys word, dat jy in die slag gaat trap. Ja, in die Bybel
besef ek telkens dat die verantwoordelikheid in eerste plek na my toe verplaas word. Jy weet, jy moet reg maak, jy moet reg optree. Nie sorg dat ander mense reg oor teen jou optree nie, maar sorg dat jy reg optree teenoor ander mense. En dan gaan dit eintlik dieselfde, of dan gaan dit die gevolg hê wat jy so graag wil hê, dit moet hê, dit gaan dan tot gevolg hê. Ek wil jou dan net vra, jy weet, as 'n respek deur verhouding vir jou belangrik is, dink jy respek in alle verhoudings, of het nou net, jy is 'n verpleegkundige, so dis half tydelik van aard, jy weet, jy kom daar by iemand in die hospitaal, en is na 'n week of 2, of dalk 'n maand of 3, maar dan is dit verby. En selfs al voel jy nie elke dag vreeslik vol respek nie, kan jy weet, oormôre is hierdie pasiënt weg. Maar dink jy dit geld ook in meer permanente verhoudings? Ja, dit is nogal 'n uitdaging om in 'n langtermynverhouding steeds aan te hou respek te wys. So ek dink dieselfde beginsel geld van dat ek luister na die ander persoon en probeer om hulle kant van die saak te sien, dat ek probeer in lyn kom met dit wat vir hulle belangrik is, sodat ek regtig verstaan, hoekom is jy nou ongeskik met my, wat frustreer jou, hoor ek jou nie heeltemal nie, hoekom het jy op hierdie manier opgetree, was dit miskien omdat jy gedink het dit is die beste oplossing vir die saak, met die kennis wat jy het en met die insig wat jy het. So ek dink dit is belangrik om dit aan te hou, probeer doen en deur verhouding tot 'n begrip te kom van wat is belangrik vir die ander persoon en hoekom het hulle so opgetree. Aan die ander kant dink ek ook dit is bitter belangrik om perke te stel en eintlik ook respek te hê vir jouself. As jy voel iemand respekteer jou nie en jy is altyd aan die verloor kant en jou veiligheid word bedreig of jou menswees word nie in ag geneem nie, dan is dit miskien tyd om te begin praat oor, wil ek in hierdie verhouding wees? Moet ons hulp kry? Kan ek aangaan? Kan ek myself sien in hierdie verhouding wees in 'n langtermyn? So ek dink ook dit is waar selfrespek belangrik is. Die respek, daar is 'n uitdrukking, ek weet nie of dit net van my vrou afkom nie, maar sy sê dit nogal, respek word verdien. Maar jy staan baie keer in verhoudings waar die pasiënt absoluut nie in staat is om iets reg te kry of te kan doen om respek te verdien. Jy moet dit net eenvoudig betoon, sonder dat daar enige respek, ek wil nie sê gevra word nie, elke mens wil seker met respek, maar daar is nie 'n geleentheid vir jou pasiënt om respekvol te wees, hy kan dalk nie eens beweeg of praat of al kan hy, is dit partykeer in 'n baie netelige posisie. Dit bring jou af aarde toe, wat sal ek sê, om daar te wees, want jy is afhanklik van ander mense, en hulle vat jou letterlik rond, waar hulle wil, sit jou op 'n bed, en stoot jou rond, hier na toe en daar na toe, jy het byna geen sê nie. Ja. Daar word respek nie verdien nie, moet jy nog steeds respek gee. Ek dink dis een van die geheime van deernisvolle teenwoordigheid, is dat ons respek het vir menswees en vir lewe. So op grond van die feit dat hierdie persoon 'n medemens is, daarom het ek respek vir jou. So ek stem heeltemal saam, dit is makliker om iemand te respekteer as hulle dit verdien, as hulle kundigheid het en as hulle 'n bydrae lewer in die verhouding of in die samelewing. Maar in hierdie geval byvoorbeeld waar 'n pasiënt afhanklik is of dalk nie by sy of haar bewussyn is nie, of selfs dalk ongeskik is teenoor die verpleegster, kan ons terugval op die beginsel van ek respekteer jou omdat jy 'n mens is, 'n medemens van my is, en omdat ek lewe respekteer. En dit maak dit eintlik makliker vir ons om mense te respekteer, want ons kyk dan nie in die eerste plek na hulle gedrag nie, of hulle houding teenoor my nie. Ons kyk in die eerste plek daarna dat hierdie 'n mens is wat deur God geskape is en wat dalk deur baie trauma is deur hulle lewe of in moeilike omstandighede leef of bang is.
en daarom reageer soos wat hulle reageer. En ek kan dan vanuit daardie beginsel 'n verhouding met die persoon bou en sommer net sê, "Jo, ek kan sien jy voel nou baie kwaad," of "Ek kan sien jy's onseker. Kom ons gesels hieroor." Kom ons vat saam en sê, jy het soveel geleenthede met mense om, jy weet, as miskien nie nou meer, so baie nie, maar nou ook in 'n ander verhouding, want nou het jy nog meer studente voor jou, as wat jy eintlik pasiënte voor jou gehad het, maar, so jou lewe lang werk jy nou saam met 'n klomp mense, behalwe nou die paar by die huis, meer intens. Wat sou jy sê, as praktiese riglyn, en nie noodwendig wat jy alles perfek doen nie, maar wat wil jy vir ons sê, hoe moet ons verhoudinge uitbou met respek, tot voordeel van mekaar, en natuurlik tot voordeel van die koninkryk van die Here? Wat my baie help, is dat ek 'n tree terug staan en regtig met 'n oop gemoed na iemand luister, asof ek hulle vir die eerste keer sien en vir die eerste keer hoor. So 'n wit papier tipe van luister. As ek die kans het om terug te staan en met 'n oop gemoed te luister, want dit help my om hulle punt te kan insien, om te kan sien hoekom hulle optree soos wat hulle optree en hoekom hulle redeneer soos wat hulle doen. En dit help my om dan in verhouding te kom met hulle en regtig te luister en in lyn met wat hulle op daardie oomblik nodig het op te tree. As hulle nodig het dat ek ferm moet wees teenoor hulle of streng moet wees, dan is dit wie ek is in daardie oomblik. As hulle nodig het 'n luisteroor, dan kan ek dit wys. So ek dink die respek word gebou regtig op verhouding van, kom ek hoor wat is vir jou belangrik? Ek is ook belangrik in die verhouding en ek kan ook sê wat vir my belangrik is. So dis 'n wederwysige respek. Maar ek dink regtig die beginpunt vir my wat my baie help, is om met 'n oop gemoed te luister, te probeer, so ver as wat ek kan, en om op grond daarvan te respekteer. Ja, baie dankie, ek dink dit is 'n goeie ding, staan 'n tree terug, laat jy 'n bietjie jou subjektiwiteit op sy skuif, mens kan dit nie 100% doen nie, maar tot die mate wat jy kan, objektief luister, want miskien kom hierdie gesprek uit 'n baie diep ander plek uit, jy het gesê net nou, dalk is die pasiënt deur trauma of ander omstandighede wat nou uitborrel op 'n manier wat jy eintlik nie wil graag hê teenoor jouself nie. Maar die ander belangrike ding, en dankie dat jy dit sê, want dit is maar eintlik die Bybelse beginsel, jy moet ook jou naaste soos jouself lief hê, jy moet jouself ook respekteer. So as dit daarby kom dat jy jou moet jy dit ook respekvol doen en sê, ek is 'n mens wat net ook respek, anders gaan jy naderhand niks word nie. Sommige so ten slotte 'n laaste woord en dan 'n kontaknommer asseblief. Sommer net sê dankie dat julle na ons luister en kontak ons gerus as julle wil saamgesels of vra het. My nommer is 079 773 4339. Baie dankie, Emerensie. Tot 'n volgende keer, gesels ons weer. Baie dankie, totsiens.